Goeiedag die goeie mense van YouTube. Ek hoop julle almal het 'n lekker dag sover. Gelukkige Vrydag. Happy om julle almal te sien. Ons gaan nou vandag chest oefen en ek dink arms ook. So lekker chest en armdaggie vandag. Ons gaan nou gaan eet en ja, gaan lekker wees. Hierdie is 'n spesifieke oudst ek nou die afgelope paar weke eet. Ek love dit, daar's nie regtig 'n issue daarmee nie. Alhoewel ek sal wel sê die apple en cinnamon is 'n baie lekkerder geur, maar ongelukkig het hulle net daai gehad, so ek gaan dit in elk geval net eet. Okay mense, so die ketel is nou op, hy kook en dan gaan ons die oats eet. Ek dink ek gaan so 70 gram eet en 50 gram voel vir my so 'n bietjie te min vandag, 100 gram gaan te veel wees. So 70 gram behoort genoeg te wees. Nou, ek kort 'n bietjie julle hulp. Volgende week gaan ek mos na Kaap toe en ek probeer dink, moet ek kort video's maak, 'n YouTube video maak, wat moet ek doen van die hele ding? Want natuurlik, ek probeer my YouTube groei en ek probeer soveel as moontlik video's maak vir YouTube. Maar ek probeer ook groei op die ander platforms sodat dit gaan makliker wees om video's te maak vir daardie platforms. So ek weet nie, laat weet 'n bietjie wat julle dink. Ek gaan die donderdagoggend vroeg deurvlieg. Dan gaan ons die Vrydag aand weer terugkom. Ons gaan in die een aand daar oorslaap. En ja, dit is 'n Smaakmakers 2026, die kompetisie. Ons hoop en bid ek wen. En ja, gaan lekker wees. Ek sien uit. Maar ja, ek kort op julle opinie, so laat weet my in die comments. Ek sal dit lees. En ja, ek sal dit waardeer. Okay, my oats is gemaak. Ek gaan dit 'n bietjie staan en eet. Dit is nie veel nie. Ek gaan hierdie ene gaan ek so 'n paar minute, seker so 20 minute wag voor ek begin met my pre-workout, maar ek sal julle dit in elk geval wys. Julle ken teen hierdie tyd al die roetine. Maar hier is my plan vir die oefensessie vandag. Ek gaan begin met biceps. Ek dink ek gaan so 2 sets doen van 'n preacher curl of so. Dan sal ek wat? Ek wil bench doen, ek wil regtig weer sterk word op bench. So dan gaan ek dink so 2 sets van 90 kg doen op bench, afhangende hoe dit voel. Vir seker so 7 reps miskien. En dan gaan ek dips doen vir overhead, saam met overhead extensions, vir triceps en chest saam. Dit gaan lekker wees. Ek dink as ek weer sterker word op my dips saam met my bench press gaan dit baie help. Want toe ek my sterkste was op bench press, ek dink laas jaar November, toe het ek 'n 50 kg dip, toe ek 89 geweg het, so ek was 10 kg swaarder en ek het 10 kg meer gedoen op dips. So ek was bitter sterk op dips. Natuurlik, hoe kan ek sê, ek het gebulk, ek was sterk, maar nou gaan ek hierso try maintain en sterk word op hierdie liggaamsgewig. So dit gaan 'n bietjie vreemder gevoel wees, maar ek gaan dit definitief probeer doen. En ja, ek het die vorige dag wat ek bors geoefen het, toe kry ek 110 vir 1 repetisie, wat nie sleg was nie, maar my beste is ons 120 vir 2 reps en 110 het ek al gedoen vir 3. So ek probeer opbou weer daartoe. Ek probeer gaan vir so dalk 'n 60 kg dip, so 3 20 kg plates saam met my liggaamsgewig. Wat ek dink ek sal kan doen binne die volgende paar maande as ek kyk hoe vinnig my dips opgegaan het. Ek het die eerste week reps gedoen met 15 kg, die tweede week met 40 kg. So dit gaan bitter vinnig weer op. Dis die idee. Ons gaan dit so probeer hou en ek sien uit om sterker te word. Ek gaan nie weer deadlift nie. Ek het gedink ek gaan wil, maar ek dink nie so nie. As ek RDLs en al goed in my weeklikse program insit, gaan dit nie werk saam met deadlifts nie. So ek gaan dit eerder net uitlos. Want om eerlik te wees, ek was nooit so lief vir deadlifts nie. Ek het daarvan gehou om sterker te word. Maar deadlifts maak dat jy nie genoeg energie het om jou ander spiere reg te oefen nie. Julle verstaan? Okay, so ek gaan sommer nou my weer die Nuke pre-workout vat. Ek het nou die SSI pre-workout wat ek het ons nou weer begin vat. Dis baie lekker nie. En ek smoeg vir die pre-workout ook, maar dit gaan nie nou regtig saak maak nie. Ek smoeg vir albei, so kan net sowel die ene vat. By the way, niks verkeerd vir die ding nie. Hy werk nog steeds wonderlik. Ek sit nog vir die smaak. Nou, hey katjie, wat maak jy, hè? Huh? Batie nou eers jouself, hè? Kykies, né? Alright, so. Ons gaan nou die vat. Dis basies 'n hele scoop, is soos 3/4 van 'n scoop. Dan gaan so 'n bietjie water. Ag, okay. Dis gevat, ek dink. Laat nou. Ja, ek gaan basies nou gym te begin loop, soos 'n halfuur se stappietjie, soos julle reeds nou al weet as julle my ander video's kyk. So kom stap. Okay, so ons loop nou gym toe en ek sê redelik seker 'n kragkabel uit 'n groet aan die ander kant want die wind. Want toe ek loop, toe ek ek rook en dis goed in die bome, so probably 'n kragkabel. Maar ek weet jy's mooi kyk wat die was as 'n hond hier naby. So hy moet my nou net nie, jy weet, jaag nie.
Yeesh, aarde. Nou anyway. Luister, nee. Ek dink, soos wat ek dink. Ek dink ek wil meer begin post op YouTube. Ek like YouTube, dis nie vir my issue nie. Ek wil nog net kyk regtig hoe ek het wil uitbalanseer soos die hele YouTube posting system met die korter video's ook. Want in my opinie, ek moet op albei fokus en is dit vir my nog moeilik om clips te kry vanaf YouTube video's, want ek voel nie ek is baie clipable nie. As dit sin maak, so ek sal definitief moet kyk daarna. En ja, ek sal definitief daaroor dink. Joh, my hare. En 'n besluit neem. Maar julle waardeer hierdie YouTube video's en ek het nie gedink die vorige een gaan soveel views kry soos wat hy het nie. So baie dankie vir julle almal. En ja, as ek dalk 3 keer 'n week kan post, sal ek dalk meer. Dalk elke dag as ek oefen. Who knows? Ja, dit is die idee. Ek wil soveel as moontlik post. Want ek is nog gemonetiseer op Facebook. So ek wil nog gemonetiseer word op YouTube ook, dat ek hierso ook, jy weet, geld kan begin maak. Dan is dit ook 'n ander manier om geld te maak van sosiale media. En ja, want soos julle weet, dis is nou wat ek probeer doen met my lewe. So ja, ek sien baie uit vir alles. En ja, ek waardeer julle ondersteuning. Nou ja, ons gaan amper gym toe en dan kan ons begin oefen. Okay, so ek het nou basies omgeruil. Ek het begin met bench en toe biceps per ongeluk, nie as dit nie, maar dit gebeur. Ek het nou 2 sets gedoen. Ek gaan nou oorgaan na dips toe. Ek probeer regtig sterk word daarop. Ons gaan nou daar chat en ja, bench het okay gevoel. 2 sets van 6 reps op 90 kg. Dit was nie die mooiste set, die eerste set nie, maar daarna was dit fyn. So kom ons gaan 'n bietjie dips doen en try sterk word. Nou luister, ek probeer regtig sterker word op dips, veral nou omdat ek by 'n ligter liggaamsgewig is. Nou dat ek hier rondom 80, 79 is en daar gaan bly vir die volgende ruk, behoort ek regtig sterk te word op dips en dit gaan my bench baie help, want ek het 'n doelwit van 150 kg bench. Ek weet nie hoe lank dit gaan vat nie. Hoopelik miskien soos die middel volgende jaar, maar ek wil regtig soos my bench opkry. Obviously, jy weet, as 'n bodybuilder powerlift ek nie, maar almal wil sterker word, so jy weet, hoekom nie? Ek dink ek gaan redelik lig probeer bly met die dips vandag. Die vorige sessie wanneer ek dips gedoen het, of die vorige sessie toe ek dips gedoen het, toe doen ek 40 kg vir 3 reps. So nou gaan ek hopelik so 7 reps kry met 20 kg. Oh, dat toch wel was. Oké, niet eens sleg nie. Kom eens kyk hoeveel kry ek in set 2. Oh, wacht. Zal ik nog één wacht? Ja. Okay, so ek dink ek gaan nou my overhead extensions doen. Ek dink sommer of met 'n masjien of met dumbbells. Ek sal nou toets
En dan het ek nog hammer curls oor en 'n klein bietjie voorarms dalk of daar kan ek dit môre doen en dan gaan ons pause. So ons is basies halfpad en dit nie soos 70% klaar met hierdie oefensessie nie. Okay mense, so ek is basies klaar by die oefengedeelte van vandag. Nou, kom ons praat 'n bietjie oor korttermyn doelwitte. Huidiglik gaan ek nou begin met soos dag 1 van my lewe dokumenteer vir 'n jaar totdat ek wat is die doelwit nou weer? Om te kyk hoeveel kan ek groei op sosiale media in 'n jaar. Ek dink dit gaan 'n goeie reeks wees op Instagram en so. En kort termyn, wel nie, dit seker nie so kort termyn nie, maar ek wil bitter graag 150 kg bench. Ek het dit net nou genoem, 150 kg, ek weet nie, klink net nice. 150, you know, obviously ek gaan reps doen. Ek gaan nie net soos 1 rep maxes doen, ek gaan nie powerlift nie. So ideaal gaan dit soos 150 vir soos 2-3 wees. Wat lank kan vat, maar ek dink actually as ek stelselmatig my bench weer opbou en sterker word met dips, sal ek dit bitter vinnig kry. Ek dink ek sal binnekort, binne die volgende soos 3 maande hier by 130 wees, dink ek. As ek kyk hoe vinnig my krag terugkom nadat ek vir 'n hele rukkie nie gebench het nie vir soos 2 maande. So my krag kom vinnig terug. Ek bly lean. My gewig gaan nie veel op nie, ek voel sterk. Ons gaan aan daarmee. En dis die huidige plan. So ek wil kyk dat ek dit kan doen. Vir die van julle wat wonder, ja, ek oefen bene, maar ek hou nie van om YouTube video's te doen terwyl ek bene oefen nie, want dit voel boring. Maar ek sal die volgende leg dit afneem, don't stress. En ja, so doelwit is omtrent 'n 60 kg dip en 150 kg bench. Wat sien eers gaan gebeur is 10-10 dip. Maar dalk kan ek 80 kg dip nie tyd wanneer ek 150 kan bench. So en is 'n nuwe bench setup waarna ek gewoond moet raak. So ek dink al daai goeie saam gaan dalk 'n rukkie vat. Maar ja, dis tyd om sterk te word en ek sien uit vir dit. Ek gaan groot word, sterk word, lean bly, wel somewhat lean bly. Ek gaan nie leaner word nie. En stelselmatig soos baie lean opbulk. So ja, maar vir die volgende ruk moet ek eers maintain. So ja, lekker dag vir almal, gaan oefen.